Nou gaan ons aan met hierdie reeks van die evangelie. En ons kyk wat Paulus verder vir ons sê in Efesiërs. Nou ons het nou op die vorige lering het ons nou gepraat oor Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Nou hierdie geestelike seëninge is presies wat hy sê. Dis geestelike seëninge, dis nie vleeslike seëninge. Maar wat is dan nou hierdie evangelie van God aangaande sy seun Jesus Christus, wat opgewek is uit die dode, in wie ons lewe in God verborge is, en die Christus wat ons lewe is? Wat is hierdie seëninge van hierdie Christus in ons? Nou luister, Efesiërs 1:4. Soos hy die Vader ons in Christus uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Wat Paulus eenvoudig hier vir jou sê. Hy sê nog voordat die Here God enige iets geskaap het, op enigiets besluit het, op enige patroon besluit het van die skepping, het hy klaar besluit om vir jou en vir my in Christus te kan plaas. Want God wou gehad het dat die mens heilig en onberispelik voor God sou moes wees in liefde. Maar ons weet wat het gebeur. Dit het nie gebeur nie. Die mens het in die toorn van God in verval en as 'n gevolg die oordeel van die dood op homself gekry. Want die sonde het die dood gebring. Maar dit was nooit Vader se wil gewees nie. Vader se wil was gewees dat ons sou in Christus moes wees. Kyk wat sê hy. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. Onthou julle, ek het die eerste lering gesê, dat hierdie beradingsprys, of hierdie onderhandelingsprys, wat God gedoen het, hierdie onderhandeling, hierdie transaksie, was reeds gewees voor die grondlegging van die aarde. Nog voordat God enige iets geskep het, het hy besluit om ons in Christus Jesus te plaas. Hy het besluit dat ons in hierdie Jesus geplaas moes word, om sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nou ja, hierdie sonder gebrek beteken nie soos die karismate sê, nou kan jy alles kry van hierdie aarde en voorspoedig wees. Nee. Hierdie sonder gebrek beteken dat ek niks van God se hele wese, sy hele natuur, sy hele lewe, sy hele gees ooit gaan kortkom nie. Dat alles wat God is, wat God verteenwoordig en wat God maak as God van liefde, God van genade, sy heerlikheid, sy geregtigheid, sy heiligheid, dit is waarin ons veronderstel was om nie kort te kom nie. Wat sê die Bybel vir ons in Romeine? Hy sê almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Jy sien wat Paulus hierso sê. Hy het ons in Christus uitverkies voor die grondlegging van die aarde om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hy het ons nie uitgekies dat ons in sonde moet leef nie. Hy het ons nie uitgekies dat ons moet gaan met die belydenis dat ek is 'n sondaar en ek is nog in die wet en ek moet nog gaan na Jesus van Nasaret en in die profete en in die wet en in die Abraham, Isak en Jakob narratiewe nie. Nee. Hy sê as gevolg van die sonde ontbreek ons almal aan die heerlikheid van God tot en met ons kom tot die kennis
van Christus in ons. Dan sê hy, Kolossense 1:27, Christus in ons, die hoop op heerlikheid. So wat sê God? Wat is hierdie heerlikheid waarin jy nie veronderstel was om kort te kom nie? Was hierdie Christus in jou en jy in Christus. En jy was geplaas in hierdie Christus gewees, as persoon, nog voor die grondlegging van die aarde. Let wel, jy was in Christus geplaas. Ieder en elke mens op hierdie aarde was in Christus geplaas voor die grondlegging van die aarde. Maar tensy jy nie 'n besluit maak vir Jesus om jou lewe te wees, tensy jy nie die ooreenkomstig Romeine 5:10 vir die Here Jesus vra om jou te red met sy lewe nie, sal jy nie die lewe van God ervaar nie, want jy moet wedergebore word, anders gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. Want as jy nie wedergebore word nie, kan jy nie by God uitkom nie. Waar vind die wedergeboorte plaas? Op Golgotha. Wedergeboorte kom slegs in aksie in nadat jy deur die kruis op Golgotha saam en in Christus gesterf het. Wat beteken die wedergeboorte? Die wedergeboorte beteken gewoon Adam en al sy sonde, sy sondige natuur, die lewe en die gees van Satan en die krag van die wet en die krag van die profete en alles van Jesus van Nasaret het gesterf op Golgotha, dat daar net een waarheid oorbly en dit is die opgestaande Christus in jou, wat geword het jou heerlikheid en jou verlossing en jou saligheid. Luister wat sê die Bybel vir ons in 1 Korintiërs 1:30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid uit God en 'n heiligmaking uit God en verlossing van God en uit God uit. Daarom soos geskryf is, die wat roem moet in die Here roem. Jy sien, hy het ons uitverkies in Christus Jesus, sodat Christus kan wees ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligmaking, ons verlossing. Dit is God wat sy godheidswese in ons kom inplaas het in Christus, dat ons in dieselfde heiligheids- en geregverdigheidsstandaard kan wees as wat Christus is. Dis hoekom Christene in Christus geplaas was, om heilig en onberispelik voor God te kan wees in liefde, sê die Bybel. Die Vader het jou bepaal om in liefde te wees. Wat is liefde? Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. God se liefdeswelbehae is in jou eenheid met Jesus Christus. Die Bybel sê, hy wat aan die Here behoort is een gees met hom. Dit was die heerlikheid wat die Vader vir jou bepaal het. Dat jy net een gees het en een lewe en een realiteit. Die opgestaande Christus in jou. Kolossense 1:27. Die misterie van al die eeue, die misterie wat verborge was in God van al die eeue, wat nou aan ons as heidene geopenbaar is dit, naamlik Christus in jou, die hoop op heerlikheid. En dan sê hy ook, Christus onder julle, die hoop op heerlikheid. Dit beteken, Vader plaas Christus in my, sodat hierdie Christus in my, Christus onder mekaar kan wees. Dat die Christus in my, die Christus in jou identifiseer. Dat die Christus in my, met die Christus in jou skakel. En dat die Christus in my en die Christus in jou, as wedergebore kind van die Here, die opgestaande Christus is, in wie se beeld ons gevorm word, en dat hierdie Christus in my en hierdie Christus in jou,
hierdie Christus wat in my lewe is, en hierdie Christus wat in jou lewe is, die Christus van die lewe kan word vir hierdie siek en verganklike wêreld. Ek lees vanoggend in my stilte tyd, daar waar Paulus praat van die hele skepping, wat met 'n reikhalsende verlange uitroep na die openbaring van God se seuns. Hy sê ons is aan die nietigheid uitgelewer en ons begeer die vryheid van ons liggaam dat ons by God kan wees. Hy sê maar die seun van God en ons as kinders van God, gebore uit God se onverganklike saad, die opgestaande Christus Jesus. Is dit waarna die wêreld soek? Die wêreld soek in alles na Christus, want die wêreld weet, en die wêreld weet in hulle binneste, daar is iets beters in hierdie lewe. Hoekom is hulle so besig met al hierdie soeke na vrede? Soeke na vrede met die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, Israel en Hamas, en in die Kongo, en in al hierdie Afrika lande, hierdie opstande, en hierdie oorlogswroeginge wat plaasvind. Waarom soek hulle so na vrede? Want die seuns van God is nie geopenbaar in hierdie wêreld nie. Want ons is nog steeds in die profete wat veroordeling bring, ons is nog steeds in die wet wat veroordeling bring, ons is nog steeds in Abraham, Isak en Jakob waar Christus afwesig is, en ons word nog steeds deur die kerke gehou in die natuur en in die gelykenis van Adam. Dan waag ons om te sê dat ons is in die beeld en die gelykenis van God. Kom ek sê vir jou ietsie. Voor die sondeval was die mens gemaak in die beeld en in die gelykenis van God. Maar na die sondeval het daardie beeld en daardie gelykenis van God tot niet gegaan. Toe Adam vir Satan kies, toe word ieder en elke mens na Adam gebore na die beeld en die gelykenis van Satan. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs 2, luister hierso. En julle het hy lewendig gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Dan sê hy, waarin julle van tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, en die gees wat nou werk in die kinders van ongehoorsaamheid, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, en die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, en uit genade is julle gered. Tot en met jou wedergeboorte in Christus Jesus deur Golgotha en deur die opstanding van Jesus Christus. En tensy die lewe van Christus nie jou lewe word en jy nie gered word en vir Christus vra om jou te red met sy lewe nie, het jy niks van God nie. Jesus van Nasaret is nie die evangelie nie. Die profete, die oudtydse geskrifte, die wette is nie Christus nie. Dis nie die leer van Christus nie. Abraham, Isak en Jakob is nie die leer van Christus nie. Adam en Eva na die beeld en die gelykenis van God is nie meer die leer van Christus nie. Die leer van Christus is hy wat opgestaan het uit die dood uit, in wie julle geplaas was en uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor God in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Daar is net een manier
hoe jy 'n seun van God gaan word. Dis deur die seun van God. Want dit is slegs binne in hierdie Christus dat jy ter dood veroordeel word. Dat jy jou sondige natuur en jou sondige lewe en jou sondige gees afsterf en dan in Jesus Christus opstaan uit die dood uit as 'n wedergebore kind van die Here nadat jy Christus as verlosser en saligmaker bely het, dat hy die seun van God is wat aarde toe gekom het, wat vir ons gesterf het, sy bloed gegiet het, vir ons opgestaan het uit die dood uit, en dat jy deur sy lewe gered moet word. Daai is die belydenis wat jy moet maak. Die evangelie is nie die Ou Testament nie. Dis nie Matteus en Markus en Lukas nie. Dis nie Jesus van Nasaret nie. Jy is in Christus geplaas, versoen met God, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, deur die werking van die Heilige Gees, dat jy in hierdie Christus, heilig en onberispelik, voor God in liefde te kan wees. En wat is daai? Dis die evangelie, om in Christus te wees voor God. Kolossense 3, bedink die dinge wat daarbo is, daar waar Christus in die hemel is, en sit aan die regterhand van God. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie, want wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, sal julle saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. En Jesus van Nasaret, die profete, Abraham, Isak en Jakob, die wet, daarin is geen heerlikheid nie. Net Christus in jou. En daai was God se plan vir jou gewees, nog voor hy enigiets gemaak het, dat jy in Christus kan wees. Want slegs as jy in Christus is, kan jy God welbehaaglik wees. En as Christus in jou is, en hy is die lewe in jou, dan alleen dra jy God se welbehaag, en God se aanvaarding vir jou en van jou. Tot ons weer praat, die Here seën, totsiens.